Goeiemôre. Ons is vanmôre by Palm Sondag. Dis die Sondag voor Paasnaweek, dis die Sondag waar ons begin reg kry alles wat moet gebeur vir Vrydag, ons Donderdag aand nagmaal, ons Vrydagoggend stil nagmaal. Mag Vader vir jou genade gee. Ek wil vanmôre 'n belangrike ding vanmôre met jou deel. En dit is dat die Here het sekere goed gemaak om nie te meng nie. En ons sal dit met geweld by mekaar sit en ons sal dit klits tot dit meng, maar sekere goed meng nie outomaties nie. En ek wil gou vanmôre 'n voorbeeld gebruik. As jy water en olie by mekaar sit, jy kan dit skud. As jy dit los, gaan dit weer uitsak. En die van die wat nou baie slim is, jy kan dit in 'n masjien sit en jy kan dit verskriklik vinnig klits en jy kan dit emulsifiseer. Maar dit vat soveel energie om dit te laat meng. En ek wil vanmôre vir jou sê, God het sekere goed in sy skepping so ingebou, dat dit soos water en olie is. Dit kan meng, maar dit vat so baie energie om dit te meng, en dit maak heeltemal iets anders, dat dit nie die moeite werd is nie. En vanmôre gaan ons lees dat God, liefde, sy liefde vir ons liefde vir hom, die manier waarop ons glo, dat dit en vrees meng nie. Dit kan nie dieselfde ruimte deel nie. Maar voor ons daarby praat, kom ons vir 'n oomblik stil en ons wy vanoggend aan Vader. Here, baie dankie dat ons vanmôre by mekaar kan wees. Dankie dat elkeen van ons wat vanmôre voor U verskyn, onsself gereed gemaak het om na U woord te luister en nie net 'n mooi storieetjie te hoor, maar ja, dat ons onsself vanmôre konfronteer. Dat in die vooraand van waar ons gereed maak om Paasnaweek te kan vier, die groot gebeurtenis, Vader, waar U vir ons gesterf het, Here Jesus, waar U vir ons met die bloed betaal het, dat ons gereed maak, dat ons gereed sal wees, dat ons nie maar net in 'n Paasnaweek instap nie, maar dat ons in 'n Christus opofferende fees instap. Ek vra dat U asseblief my sal help en my hart sal gereed maak vir U boodskap. Amen. Daar is een gedeelte uit 1 Johannes hoofstuk 4 en vers 18, wat nogal hierdie gedeelte vir ons mooi verduidelik van vrees en liefde wat nie meng nie. En ek wil vanmôre hê, ons moet net gou vinnig kyk wat daar staan, want daar is 'n reuse misverstand. Die oomblik as ons die woord liefde gebruik, dan onmiddellik gaan ons kop oor die liefde wat ek vir my kinders het, of my man vir my het, of my familie vir mekaar, en dis maar so half 'n panel beat situasie van die manier hoe die Here my ook lief het. En ek wil hê moet dit bietjie stop, want as jy by dit uitkom, dan het jy klaar die boodskap verloor. Die liefde waarvan hier gepraat word, en ons sal net nou in detail daarby stil staan, is die liefde van 'n komende Paasnaweek. Dis die liefde wat God het vir my. En die liefde wat ek het vir hom. En ek wil hê ons moet mooi gaan luister. Hier by vers 18 staan daar baie mooi: waar liefde is geen vrees nie, maar volmaakte liefde verdryf vrees, want vrees verwag straf, en wie nog vrees, het nie volmaakte liefde nie. Ek wil jy moet vanmôre mooi sit en dink, wat beteken dit? Die Hebreëse woord wat hier gebruik word is phobos. Ons het dit fobie. Dis 'n vrees wat jou lam maak. Dis 'n vrees wat jou wil laat weghardloop. Dis 'n vrees wat jou lewensvreugde steel en jou dreineer. Dis 'n vrees wat maak dat jy nie lus is om by goed uit te kom nie. Ek wil vanmôre vir jou vra, toe jy familielede gister of eergister gesien het, of vriende gesien het, hoe het jy hulle gegroet? Hallo Johan, gaan dit? Nee, net vrek besig. Ons is net vrek besig. Dit het 'n manier geword waarop ek my identiteit bepaal, van ek is so gespanne, want ek gaan so woes by die werk, en hierdie spanning wat ek in my hart het, hierdie vrees wat ek in my hart het, steel alle liefde by my. Ek is kort af met my man en my kinders, ek het nie tyd om aandag te gee aan goed nie, ek is net gespanne, ek is net besig, En ek wil vir jou vra, dink jy dis die lewe wat die Here vir jou beplan het? Dink jy die Here het jou beplan, dat jy so gespanne moet wees, dat jy so gevrees moet wees, dat jy so ongelooflik besig moet wees, dat jy die kuns van die lewe verloor? En nou, wat is die vraag? Wat is die kuns van die lewe? Die kuns van die lewe
is om die lewe raak te sien vir wat die lewe werklik waar is. Dis nie hierdie ding van, ek pleeg 'n klomp goed, tot die dag om is en ek gaan slaap moeg en ek staan môreoggend moeg op en ek pleeg weer 'n dag nie. Die kuns van die lewe is om die lewe te geniet. Die kuns van die lewe is om die lewe in volkleur te sien, 'n lewe wat jou opgewonde maak, wat vir jou vrede gee, wat jou dankbaar maak vir Vader. Hierdie vrees en hierdie besig wees, steel hierdie lewe by my. En ek het nie die vermoë om hierdie lewe te kan leef nie. En Paasnaweek is eintlik die ongelooflikste mooiste tyd, waar ons hierdie ding weer in perspektief kan sit. So, as ons vanmôre praat oor voorbos, vrees wat jou mal maak, vrees wat jou lam maak, vrees wat jou laat wakker word in die nag, met 'n klip op jou bors. Hierdie vrees wat jou lewe begin bestuur. Ek wil vanmôre oor hierdie vrees praat, en die woord is phobos. Die ander woord wat gebruik word is die woord deilia. Dis die woord in die Grieks wat tingerig is, wat jou tingerig maak, wat jou kwesbaar maak vir die wêreld, wat jou lafaard maak, wat bietjie weghardloop vir die wêreld, wat weghardloop vir moeilikheid. So, wat maak ons hiermee? William Shakespeare het in sy verhoogstuk Julius Caesar het hy in die tweede hoofstuk die derde hoofstuk, die tweede toneel, het Julius Caesar die opmerking gemaak van a coward dies 1,000 times before death, but a righteous man only die once. En ek wil vra, lewe jy in 'n lewe wat elke dag die dood vier, of lewe jy in 'n lewe wat lewe vier? Is jou verhouding met jou man of jou vrou 'n verhouding wat lewe vier, of is dit 'n verhouding wat net dood vier en oorleef? Is jou lewe met God dieselfde? En om by die punt te kom om te vra, waar kom hierdie vrees vandaan wat ons lam maak? Is miskien 'n goeie plek, maar ek dink ons gaan 'n misverstand hê waar dit vandaan kom, want ons dink ons vrees word veroorsaak deur mense, en die manier hoe mense teenoor my optree, die manier hoe mense my bedreig, die manier hoe omstandighede, dis die ander ding, die omstandighede maak dat ek vrees, die situasie by die werk, die onsekerheid waarmee ek die hele tyd gekonfronteer word, my omstandighede en mense maak hierdie ongelooflike vrees by my, wat maak dat ek nie kan asemhaal nie, wat maak dat ek met 'n knop op my maag lewe, en dis nie die waarheid nie. Dis nie die waarheid nie. Dis 'n goeie verskoning, en is 'n redelike argument, maar dis absoluut nie die waarheid nie. Mense en omstandighede kan jou nie bedreig nie. Mense en omstandighede kan jou nie onseker maak nie. Dit het 'n baie dieper oorsprong. My vrees is diep gesetel in die feit dat ek nie vir myself dink nie. En ek wil dit stadig sê, my vrees is diep gesetel in die plek waar ek nie vir myself dink nie. Waar ek myself nie herinner wat waarheid is nie. My vrees word gesetel op die plek waar ek vergeet wat die orde is, want dit is net makliker om my ore uit te leen van die manier waarop die wêreld skree. En daar wil ek vanmôre praat oor wat is die teenvoeter vir vrees, want verstaan asseblief vanmôre hierdie gedeelte mooi. Waar vrees is daar nie liefde nie. Daar's nie verhoudings nie, daar's nie lewensvreugde nie. Waar vrees is daar nie liefde nie. Want volmaakte liefde verdryf vrees. En hierdie twee goed meng nie. Wat is die teevoeter vir vrees? Hoe leef ek? En die eerste ding wat ek vir myself moet dink, ek moet dink wie en wat vir my stories vertel en wie in wat ek glo. 'n Wêreld waarin ons lewe, jy moet bekommerd wees van as gate op die pad. Die stories wat ek glo is, ons land val uit mekaar uit, die politici het glad nie meer beheer aan, hulle steel ons land rot en kaal. Weet julle wat, dit is feitelik argumenteerbaar korrek, maar dis nie die absolute waarheid nie. Dis 'n waarheid wat die wêreld verkondig. Ons is nie in beheer nie, ons weet nie hoe môre gaan lyk nie.
Ek wil hê dat ons by 1 Johannes 4 kom en ons moet by mekaar sê. 1 Johannes 4 vers 1 sê, geliefdes, moenie elkeen wat glo, dat hy die gees van God in hom het nie. Want daar is nou alreeds baie vals profete in die wêreld en hulle ondersoek elkeen. Ondersoek of die gees van God van hom afkomstig is. Hierin ken julle die gees van God, elkeen wat bely dat Christus werklik, dat Jesus werklik Christus is, en wat mens geword het. Het die gees wat van God afkomstig is. En dan sê vers 3, en elkeen wat dit nie van Christus bely nie, wat dit nie op sy woorde dra nie, is nie van God afkomstig nie. Ekskuus, vers 3 sê, en elkeen wat dit nie van Jesus Christus bely nie, het nie die gees wat van God afkomstig is nie. Hy is die gees van die anti-Kris, die gees van wie julle al gehoor het, dat hy gekom het, en nou reeds in hierdie wêreld baie besig is. So ek wil vanmôre gou vir jou vra vanmôre, wie se stories glo jy? Nou, wie se stories luister jy? Luister jy na die anti-Christus stories? Luister jy na die wêreldse stories? Luister jy na die moslim stories? Luister jy na die woke stories? Luister jy na die wêreldse stories dat die wêreld regverdig moet wees? Almal moet vir almal optel. Almal moet vir almal lief wees. En jy moet die anti-Christus lief hê want hy is jou medemens, die Here het hom geskep. Dit is net die boonste deel, dit is net gedeeltelik waar. Ons moet almal lief hê. Maar ons het almal nie lief uit die humanistiese punt, waar almal maar verdra word, waar almal se opinies maar verdra word, waar almal wat praat, airtime in jou kop kry nie. Want dit is nie waarheid nie. Want die oomblik as jy dit doen, en daar is 'n mooi Engelse gesegde wat sê, be open-minded. Maar die probleem is, jy raak so open-minded, dat jy jou brein verloor. En die eerste teenstander, die eerste teenvoeter vir vrees is, dat jy asseblief in genade van God luister na die boodskap wat die Here vir ons gee. Hy het ons ongelooflik lief, en sy liefde lyk anders as wat die wêreld verkondig, die liefde wat ons vir mekaar moet hê. Die liefde wat Vader van my verwag, is nie 'n deurmaatjie liefde nie, dis nie 'n ondeurdagte liefde nie, dis nie 'n liefde wat jy op neersit en sê, maar jy moet almal lief hê, jy moet almal akkommodeer, die anti-Kris, jy moet die stories van die wêreld akkommodeer, jy moet alles akkommodeer nie, want deur dit te akkommodeer, wys jy hoe lief jy vir hulle is. Dis nie die waarheid nie. Ons luister na vals profete. Ons luister na doemprofete. Ons luister na ouens wat net 'n gedeelte van die waarheid het. En as ek vir jou die vraag kan vra, is 'n halwe waarheid 'n waarheid? En jy sê my ja, as jy in die moeilikheid. 'n Halwe waarheid bly 'n leuen, maak nie saak wat so mooi kleertjies jy vir hom aantrek nie. 'n Halwe waarheid bly 'n leuen in sy wese. En dan sê 1 Johannes, geliefdes, moenie elkeen wat glo dat hy die gees van God het nie. Ondersoek, dink vir jouself of hierdie persoon wat hier praat, oor wat ook al die ruimte kan wees, of hulle die gees van die waarheid van God het, en of hulle 'n vals profeet is wat 'n halwe waarheid verkondig, wat die klere aan het van 'n volle waarheid. Die tweede ding is, en ek wil amper sê, dis die eerste manier hoe ons vrees uit ons lewe kry. Herinner jouself wie God is. Herinner jouself wat die waarheid is, wie jy is. As jy so bekommerd is, ek gaan hierdie ding finansiëel oorleef nie. Herinner jouself wat die Here oor jou sê. Die Here sê, ek het jou ongelooflik lief. En van die oomblik af wat ek aan jou gedink het, tot die oomblik wat jy sterf, is ek op die Here se gedagte. Herinner jouself van die waarheid van Psalm, van Jesaja 43 vers 4, omdat jy vir my kosbaar is en omdat ek jou hoog ag en jou lief het, gee ek mense in prys vir jou lewe. Dis God se waarborg aan my en jou.
My lewe is nie afhanklik van my salarischeck nie. My lewe is nie afhanklik van wat se handeklap ek van die wêreld kry nie. Jou lewe is nie afhanklik of mense jou goed of sleg hanteer nie. Jou lewe is nie afhanklik van hoe lyks dit met jou gaan nie. Jou lewe en die vreugde van jou lewe is afhanklik van die manier hoe God oor jou dink. En dit bring my by die tweede plek is, die manier hoe ek 'n teenvoeter kry vir hierdie vrees wat my lewe bestuur, is die paasboodskap, die paasgedagte. 1 Johannes 4 vers 9 begin, hy sê, hierin het God sy liefde aan ons geopenbaar, en as ons dink aan liefde, is dit nie, ek is lief vir jou en klip my op my kopie, hierin het God sy liefde aan ons geopenbaar, sy enigste seun het hy na die wêreld toe gestuur, sodat ons deur hom die lewe kan hê. Sy enigste seun het aan die wêreld toe gestuur, sodat ons deur hom die lewe kan hê, die lewe nou en die lewe vir ewig. Werklike liefde is nie die liefde wat ons vir God het nie, maar die liefde wat hy aan ons bewys het, deur sy seun te stuur as versoening van my gesondes. Geliefdes, as dit is hoe God sy liefde aan ons bewys het, behoort ons mekaar op dieselfde manier lief te hê. Nie humanistiese liefde, wat God se perfekte liefde vat, dit afmaak van, jy moet jou medemens lief het. Geef hulle airtime. Luister die spookstories wat hulle vertel. Glo 'n vals geloof van Islam, glo 'n vals geloof van vals profete van die wêreld nie. Maar die ware verhouding wat jy met God het, en die prys wat hy daarvoor betaal het, en die manier waarop ons Paasnaweek vier. Ons kan nie met vrees Paasnaweek vier nie. Ons kan nie met onsekerheid Paasnaweek vier nie. Hierdie gedeelte gaan verder van vers 16 af. Van vers 16 praat so mooi, as die Here vir ons verduidelik, en ons ken die liefde wat God vir ons het, en ons glo daaraan. Ons ken die liefde wat, en ek wil vir jou vraag vra, is dit die waarheid vanmôre? Is jy vanmôre 'n vals profeet vir die wêreld, die oomblik as jy jou mond oopmaak en sê, maar ek dink, of is jy 'n ware profeet? Is Jesus Christus in jou getuienis duidelik sigbaar, van God het my so lief, dat hy sy seun vir my gegee het, en as ek my mond oopmaak en ek praat, is dit nie ek dink nie, maar ek weet, want ek verkondig God, wat sê, maar jy is vir hom kosbaar, jy het nie nodig om te vrees nie. God het sy liefde, God is liefde, en wie in die liefde bly in God, en God in hom, en hieraan die liefde volkome sy doel met ons bereik, en ons het niks te vrees vir die oordeelsdag nie, want in hierdie wêreld lewe ons reeds deur die liefde net soos Christus. En nou wil ek afsluit by hierdie laaste gedagte. Vrees is die bewys. Vrees is die bewys. Want vers 18 sê, waar liefde is geen vrees nie. Maar volkome liefde, volmaakte liefde verdryf vrees, want vrees verwag straf, en wie nog vrees, het nie volmaakte liefde nie. Moenie gaan probeer interpreteer wat hier staan nie, kyk net wat die Bybel sê, vat dit vir face value van wat Vader vir ons sê. As jou lewe bestuur word deur vrees, deur bang te wees, deur onseker te wees, wil ek nou vir jou sê, het jy nie hierdie volkome liefde nie. Waar kry jy dit? Sê die halwe waarheid, vra dit net vir God en hy sal dit vir jou gee. Nee, dis nie wat daar staan nie. Daar staan, God het my eerste lief gehad, en sy liefde is dat hy sy seun vir my gegee het, sodat ek kan lewe, in volkleur. En hierdie liefde wat God vir my gegee het, is hierdie liefde wat vrees verdryf. Hierdie liefde wat my herinner dat God my Vader is, dat hy my sal versorg, dat hy 'n doel vir my lewe het, dat God al my probleme ken. Psalm 56 wat sê, al my hartseer, al my trane het God in sy boek opgeskrywe. Daar's nooit een oomblik wat God nie teenwoordig is nie.
En ek wil vanmôre vra, vat vers 18 as bewys van jou lewe. Waar liefde is geen vrees nie. Maar volmaakte liefde verdryf vrees. En dis nie liefde wat jou boyfriend of jou girlfriend vir jou het nie. Dis die liefde wat God vir jou het en die liefde wat jy vir God het. En hierdie liefde is gebaseer in die bloedoffer van Christus Jesus wat dit vir jou betaal het. Waar ware liefde is geen vrees nie. Maar volmaakte liefde verdryf vrees, want vrees verwag straf. En wie nog vrees, het nie volmaakte liefde nie. Jesaja 43 vers 4 sê, omdat jy vir my kosbaar is, omdat ek jou hoog ag en jou liefhet, gee ek mense in ruil vir jou lewe. En as ons vanmôre weer by goed kom, moenie jouself oortuig dat jy die enigste een is wat die wette wat God ingestel het, die natuurwette van olie en water meng nie. Jy kan jy nie oortuig dat jy die enigste een is wat dit kan meng nie. Dit maak 'n ander gemors in jou lewe. Dit vat so baie energie, dit steel lewe by jou. Jy kan nie vrees en vreugde meng nie. Jy kan nie vrees en kwaliteit van lewe meng nie. Jy kan onder geen omstandighede vrees en die liefde wat God vir my het en die liefde wat ek van hom het, meng nie. En as daar vrees is dit bewys dat jy nog nie hierdie lewe het nie. Mag Paasnaweek en die voorbereiding in hierdie week wat voor lê, nie 'n paaseier, haaseier, vreugdefees van niks wees nie, wat my maandag na Paasnaweek nog steeds los met 'n leë lewe wat nie betekenis het nie. Maar mag hierdie week kom wat voorberei ek werklik vir Christus Jesus in die oë kyk. Mag ek met my oë wat gekleur is, met die bloed in sy hande na hom kyk en waarlik God se liefde vir my beleef, die liefde wat vrees wegdryf. Mag ek Paasnaweek beleef in volkleur. Amen. Vader, dankie. Dankie dat ek vanmôre op hierdie Palmsondag toe in Jerusalem ingekom het en almal U geprys het, want U is die oplossing van alles, dat ek vanmôre dit nog steeds kan doen. Want U is waarlik die oplossing van alles, nie deur 'n vals profeet of deur die wêreld wat 'n klomp halwe waarhede verkondig so o nie, maar deur U oë, deur die prys wat Christus vir my betaal het. Vat vrees uit my uit en help vir my dat ek sal sien hoe dat vrees my lewe verwoes. Geef vir my liefde. Help dat ek liefde sal kies in hierdie Paasnaweek, want dit is die enigste teevoeter vir Fobos, dit wat alles steel, dit wat my lam maak, dit wat my net eenvoudig passief laat. Here, ons vra hierdie Paasnaweek en hierdie week voor Paasnaweek is 'n geskenk uit U hand uit. Al wat ek vir U wil sê, Vader, ek sal hierdie geskenk met dankbaarheid en met vreugde en met opgewondenheid ontvang en ek sal dit leef. Amen. Maak gereed in hierdie week. Moenie tyd mors nie. Onder op die skerm is 'n plek waar jy vir die Here 'n bydrae kan maak sodat ons met ons werk aangaan. Vrede vir jou en mag Paasnaweek vir jou belewenis wees vir jou en jou familie. Amen.